bid ons saam. Ja, Here Jesus, dankie dat ons vanmôre weer hier by mekaar kan kom om die woord te ontvang. Dankie dat U met ons praat, Here Jesus. Dankie dat U die woord vir ons gee. Gee dat ons sal luister vanoggend, Jesus. Gee dat ons sal vergeet van al die dinge van die week en van die persoon die langs ons of voor ons of agter ons. Maar dat ons elkeen op ons eie sal fokus op U. En dat ons eerlik met onsself sal wees en onsself sal ondersoek en sal luister na U woord. En dat U woord sal posvat in ons hart. En dat ons sal doen wat U van ons vra. En dat ons sal luister en sal leer en sal groei. Help ons, Here. Dankie vir die goedheid en genade. Amen en amen. Thema van my boodskap vanmôre is die Here Skepper God. Dan sal met my opmaak in Romeine 1 vers 19 tot 20. As jy jou Bybel by jou het en jy kan volg my asseblief. En soos ek altyd sê, dit wat hier gepreek word, toets dit in die woord van God. En maak seker dit wat jy hoor is in lyn met die woord van God. Het jy geweet jy het 'n opdrag om dit te doen? Die woord van God sê vir ons om die woord te toets. Moenie net enige ding wat enige predikant vir jou sê glo nie. Dit beteken nie jy staan hier dat mense moet alles wat jy sê soep opeet nie. Daarom is dit jou verantwoordelikheid om dit wat ek sê te toets aan die woord van God. Maar luister baie mooi en ek het dit baie gesê en ek gaan dit nog baie sê. As die woord wat hier uitgaan in die woord van God is, dan weet ek jy luister. Want as jy ek wat praat, hier is God wat praat. As ek enig iets praat wat nie die woord van God is, dan kan jy nie stop. As dit in die woord van God is, dan weet jy luister. Want dan praat God. Ek is net die boodskapper wat die boodskap aan julle oordra. So kom ons maak die woord van God oop in Romeine 1 vers 19 tot 20. Omdat wat van God geken kan word en hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. God is oral reg rondom ons. Hy's langs ons, bo ons, onder ons, reg rondom ons. En die heelal is God. Het jy dit geweet? God is alomteenwoordig. Hy is oral. Hy weet alles, hy sien alles, hy ken alles, hy is God. En as jy dit gaan verstaan, dan gaan jou lewe ook baie meer anders wees, want ons is so geneig om voor mense heilig te wees, en dan as jy by jou huis is, niemand sien mos jou nie. Maar wat van God? Hy is oral. Hy is oral teenwoordig, en as jy dit gaan besef, gaan ons dalk nie so baie sondig nie. Want jy wil nie die sonde voor die mense doen nie, want jy moet heilig lyk. Maar wat van God wat jou sien? Wat oral is? Die probleem is dat mense stel nie belang in God nie. Jy het geweet, mense stel nie belang in God nie. Die wêreld spot ons omdat ons die Here dien. Die wêreld sal jou aanval omdat jy die Here dien. Want die wêreld soek nie God nie. Die mens wil nie erken dat God daar is nie. Hulle sal vir hulle self storieetjies opmaak om te vertel dat God nie daar is nie. Julle weet ons nou deesdae die nuutste ding wat ons nou deesdae sê is dat ons is hier gesit deur aliens. En een of ander tyd dan gaan hulle skipie terugkom en gaan hulle ons weer kom haal. Mense glo daai goed, maar in dieselfde asem dan sê hulle vir jou ook glo nie in fairy tales nie. As jy wil praat oor Jesus. Hulle glo nie in sprokies nie, maar jy glo daai nonsens. Nou wat anders as 'n fairy tale is dit? Maar ja, dit is hoe die wêreld maak. Hulle sal vir hulle enige ding opmaak om te glo, behalwe dat God bestaan. Want hulle ag hulle self hoër en belangriker. Die mens weet mos alles. En hulle wil doen wat hulle wil doen. Hulle wil hulle verlustig in hulle sonde en hulle plesier kies. Daarom is daar nie plek vir God in hulle lewe nie. En dit is ongelukkig die wêreld waarin ons leef. Die wêreld stel nie belang in die Here nie.
Stel jy belang in die Here, wil jy werklik die Here dien? Of jy soos die wêreld wat jy dink jy slimmer en beter, wat die wêreld dink ons hulle is God. Daar word ons geleer dat elkeen is sy eie God. Hulle geniet hulle sondes, hulle wil nie hoor of weet van 'n heilige God nie, want dit pas nie in by hulle plannetjies nie. Want anders kan hulle nie met hulle sondetjies voortgaan nie, dan kan hulle nie met 'n geruste hart voortgaan met al hulle plesiertjies nie. Want dit pas nie in hulle plan in nie. Dit gooi hulle plannetjies omver. So kom ons maak of God nie bestaan nie, want as hy nie bestaan nie, dan hoef ek nie myself te bekommer nie. Dan kan ek maar doen wat ek wil. So kom ons maak of God nie bestaan nie. Maar diep binne in hulle weet hulle die waarheid. En dit is 'n feit, die wêreld weet dit. Snaaks so vinnig iemand verdedig as hulle drink en jy wat 'n wedergebore kind van God is, stap by die huis in. Het jy dit al gesien? Het jy dit al ervaar? Gister het ons bietjie gaan evangelisasie doen. En daar op die plein, nou sit daar so 'n groepie mans. Nou gaan deel ek hulle traktaatjies uit. Onmiddellik hulle die drank wegsteek. Sorry pastoor, sorry. Hoekom wil jy jammer sê want hulle weet dit is verkeerd. Yes, amen. Die wêreld is bewus van hulle sondes. Hulle weet dit wat hulle doen is nie reg nie. Hulle probeer nou om hulle self te regverdig. Nou kom 'n kind van God en nou onmiddellik kan probeer hulle nou verskoningkies maak. As dit dan nie verkeerd is, hoekom maak jy verskonings? Jy al daar gedink, maar hulle weet dit is verkeerd. Diep binne hulle weet hulle. Hulle weet die waarheid, maar hulle wil dit nie ken nie. Jy gesien hoe skielik raak 'n gesprek stil as jy vir 'n kind van God by 'n gesprek inloop en dit is 'n klomp wêreldse mense. Skielik raak dit stil. En dan neem vir een of verdwyn hulle. Of die gesprek verander. Want jy's mos nou daar tussen hulle. En ek hoop dit is die geval met jou. Of gaan jy hier in die kerk is jy hoog heilig. Kyk. Jou heiligkie blink mooi daarbo. Maar aan maandag tot Saterdag dan gaan jy weer soos 'n duikboot onder. En dan kom jy by die groep ingestap. Hier is ons Tommy, en julle moet die grappies hoor wat hy kan vertel. Is dit hoe dit is? Of word hulle stil as jy instap? Word hulle stil, want hulle weet jou getuie. Nie net oor wat jy sê nie, maar hulle kan sien. Hulle kan Jesus in jou lewe sien. En hulle weet jy lewe vir Jesus. So jy word nie uitgenooi na die partytjies of die kuiertjies nie, want jy gaan hulle van spoil. Is dit hoe dit is? Ek het al baie ervaar hoe mense skielik stil raak as ek in die vertrek instap, want nou is die pastoor hier, so nou moet ons... Maar hoekom is jy bang vir die pastoor, maar is jy bang vir God nie? Jy kan met jou vuil grappies aangaan en jou vuil taal en jou plesiertjies, maar wat van God? Wat jou sien? Moet nie bang wees vir die pastoor of die dominee of wie ook al nie. Ons dominee daar in Johannesburg of in Kinderpark wat ons gehad het, hy sê, nou gaan tel hy sy kleinkind by die skool op en hier staan die man hier langs hom en maar hy gesels en hy vloek en hy vertel die een vuil grap na die ander en daar rukkie vra hy van hom, so intussen, sê vir my, wat doen jy vir 'n lewe? Ek sê dominee, dominee, maar dominee weet, skielik verander die hele gesprek. En nou sit mos die dominee wat daar staan. Maar wat van God? Het ons nie 'n vrees vir God nie? Dit is my so snaaks hoe mense, ons as mense kan bang wees vir 'n mens, maar jy is nie bang vir God nie. Ek hoop dit is met jou die geval, dat as jy by 'n plek instap, dat mense stil word. Dat hulle jou getuienis kan sien. Snaaks hoe baie mense wat niks met die Here te doen wil hê, maar dan sê hulle vir jou, ag, bid vir my. Het julle dit al gesien? Ja. Pastoor, bid vir my. Ek het hierdie probleem, bid vir my. Gister ook, nadat ons nou uitmekaar is, toe voel ek net so gelei, toe kom kerk, toe tel ek nog 'n paar Bybeltjies uit, toe gaan ek in hierdie ander straat en weer op Bybeltjies uit. Daar sit die mense ook en drink. Dis nog vroeg in die oggend en hulle sit al en drink. Maar dan sit ook toe ek daar wegstap, bid maar vir ons, bid vir my.
As jy dan weet ek moet vir jou bid, hoekom is jy besig met die sonde? Maar sien jy, dink ek gaan jou meer heilig maak as jy sê bid vir my. Om te sê bid vir my beteken niks nie. Kry jou lewe reg. Maak seker jy maak reg met 'n lewendige God. Yes, amen. Want partykeer sien ek dit half as 'n bespotting. Hoe bid maar vir my. Want ek moet dus nou die regte ding gesê. Nou dink jy sal vir jou gebid gaan word, gaan jy saam jou in die hemel kom. Jy moet jou saak met God regmaak. Yes. En ons moet elkeen moet onsself ondersoek daagliks. Vir die wat volhard met die Here, wat die Here al vir jare dien, goed so getroue diensknegt, maar hou voor. Jy het nog nie die wenstreep oorgesteek nie. So jy moet jouself daaglik toets en ondersoek en in die woord van God indelf, sodat jy naby God sal bly, totdat jy die wenstreep oorgesteek het. Want dit is 'n stryd, totdat ons die doodsjordaan oorsteek. Amen. Die wenstreep is nie oorgesteek as jy nog hier op die aarde is nie. Ek het nou hierdie week so 'n videoklip gesien en dit is eintlik baie snaaks as jy kyk. Nou wys hulle van hierdie atlete wat hardloop en die een ou dink een van 'n marathon gehardloop. En so voor die wenstreep, nou sy heel voor, daar gaan staan hy stil met die hande in die lug. Hier kom die ou verby hom, woef, oor die streep. Sy nog nie daai streep oor is jy nog nie gewen nie. Yes. So tot die Here jou kom haal, moet ons volhard. Maak jy saak hoe naby jy die Here wandel. En as jy naby die Here wandel, weet jy dit. Want jy weet ons geveg is tussen die bose en die lig. Die duiwel wil ons verwoes. Daar's mense wat vir jare die Here gedien het en op hulle ou dag verwerp hulle die Here. Hartseer. Mens kan dit eintlik nie glo nie. Maar hoe is dit moontlik dat iemand wat sy hele lewe aan die Here toegewy op die einde opgee? Want jy sien ons is in 'n geestelike oorlog. So moet nooit dink jy het dit gemaak of jy so wonderlik nie. Volhard. En hou aan die Here vas. Dis presies wat Romeine sê, omdat wat van God geken kan word en hulle openbaar is. Dit is hoekom mense weet daar's 'n God en dit is hoekom hulle met daai gedrag optree, soos ek nou gesê het, hulle gaan of stil bly as jy instap, of hulle gaan verskonings maak vir hulle sondes, of hulle gaan vir jou vra om vir hulle te bid. Hoekom? Want hulle weet die waarheid. Die binne hulle weet hulle daar's 'n God. Yes, amen. Kyk weer wat sê Romeine 1 vers 19 tot 20. Romeine 1 vers 19 tot 20 leer dat God se bestaan en onsigbare eienskappe, soos sy ewige krag en goddelikheid, duidelik sigbaar is in die natuur en die skepping. Die woord leer dit vir ons. En dis hoekom Romeine sê, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is. Dit wat van God geken kan word, het die Here klaar in jou ingeplant. Die Here het die mens gemaak na sy beeld. Die mens weet van God, want dit is by hom ingeplant. Maar die mens wil God nie ken nie. Want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. En u wat kind van God is, kan getuig van dit wat die Here vir jou doen. Nou so ruk terug toe daar iemand wat met my argumenteer, ja maar God bestaan nie en hulle kan hom nie sien nie, so daarom bestaan hy nie. Nou probeer ek vir die ene verduidelik, maar die Here bestaan en jy kan hom reg rondom jou sien. Kyk na die natuur. Ja maar waar's God? Kan jy met hom praat? Ek sien daar ek praat met die Here. Ja maar kan jy hom voor jou sien? Dis die redenasie van die wêreld. Want hulle wil nie glo nie, hulle weet die waarheid, maar hulle wil dit nie glo nie. En daai onsigbare dinge van God kan in ons gesien word. En jy en ek wat met God wandel, weet hoe die Here met ons praat, hoe die Heilige Gees met jou praat en met jou wandel, en hoe hy jou lei, en hoe die Here jou beskerm van dinge. Kyk hoeveel getuienisse het ons in ons lewens. Ek hoop jy het getuienisse wat jy kan deel. Ek kan hordes getuienisse deel van wat God al vir my deur die jare gedoen het. Hoe die Here my beskerm het, hoe hy vir ons deurgekom het in situasies. En hoe die Here met jou wandel en praat en lei en versterk. Want ons ervaar om die binnekant ons en ons weet die Here is met ons. Maar die wêreld rebelleer teen dit. Al kan hulle die binnekant hulle weet hulle daar is 'n God of daar's 'n hoër gesag.
Maar hulle wil dit nie erken nie. Want dit bots teen hulle natuur. Mense kan dit deur die eeue heen waarneem, God se grootheid en sy krag en sy werking. En daarom het niemand 'n verskoning om te sê hulle weet nie van God nie. Niemand kan sê daar's nie God of hulle het nie geweet nie. Want jy kan dit rondom jou sien. Dis hoekom die woord van God sê niemand is sonder 'n verskoning nie. Openbaring, as ons kyk in Openbaring in die skepping, God het homself bekend gemaak deur die skepping. Die skepping is soos 'n spieël wat sy grootheid wys. Kyk net hoe wonderlik is die natuur. Die natuur is so wonderlik saamgesit. En elke deeltjie in die natuur het 'n doel en 'n plan. Jy weet tot 'n muskiet het 'n plan. Ja. As jy pastoor, nee, 'n muskiet altyd wat 'n plan, 'n muskiet het is om met 'n plan. Maar jy weet jy gaan doen 'n bietjie navorsing. Gaan vat al die muskiete in die wêreld weg. Jy weet binne 'n maand gaan die wêreld soos ons dit nou ken nie meer bestaan nie. Net deur 'n muskiet weg te vat. Want 'n muskiet het 'n sekere rol wat hy speel in die natuur. Vat 'n muskiet weg en dan breek daai ketting. En dan is daar sekere dinge wat moet gebeur, wat nie gebeur nie, en sekere diere wat sekere kos nodig het, wat dit nie meer kry nie, en dit het 'n hele ketting reaksie. So klein dingetjies soos 'n muskiet het sy plek. Want God het alles perfek gemaak. Elke deeltjie pas in waar dit moet inpas. Nou verduidelik jy vir my, as jy na die skepping kyk en jy sien al daai orde, en jy sien hoe kompleks dit saamgesit is, en hoe elke deeltjie saam pas en werk. Hoe kan dit ontstaan deur 'n ontploffing? Gaan vat 'n bietjie 'n cracker of 'n ding en dan sit jy dit daar neer en dan laat jy dit ontplof. Dan wys jy vir my iets wat geskep is deur daai ontploffing. Waar, gaan 'n bietjie winkel toe, dan vra jy vir hulle, jy soek een van die groot crackers dat as hy ontplof, dan nadat hy ontplof het, dan net daar Rolex horlosie. Hulle gaan vir jou aankyk asof jy mal is. Maar nou wil die wetenskaplikes vir ons kom sê daar was 'n ontploffing en toets alles daar. En alles is so kompleks in mekaar geweef. Nie een kan sonder die ander nie. Elke diertjie, elke dingetjie, elke molekuule het sy plek. Want dit is hoe God dit in mekaar gesit het en in mekaar geweef het. Want God is God en hy is groot. En sy werke en die natuur getuig van sy heerlikheid en sy grootheid. Reg rondom ons is dit sigbaar. Maar die wêreld wil nie God aanvaar nie. Sy onsigbare eienskappe is reg rondom ons sigbaar. Ons kan God se mag en wysheid sien deur te kyk na hoe die heelal en lewe aan mekaar gesit is. Ons het geen verskoning nie. Omdat hierdie bewys oral om ons is, kan niemand sê God bestaan nie. Mense is sonder enige verontskuldiging. God bestaan en hy is 'n werklikheid en Jesus Christus is 'n werklikheid. Ek het gisteraand weer op my status, toe sit ek daarso, soos wat Paulus gesê het, ek wil niks anders onder julle weet as Jesus Christus en hom as gekruisig. Want hy is God en skepper en hy is Here. En hy is in beheer en sy werke is reg rondom ons te sien. Kolossense 1:15 tot 17 sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Alle dinge hou in hom stand. Al lyk jou lewe miskien deur mekaar, al is daar probleme, God sal jou in stand hou, as jy aan hom behoort. Hy hou die hele natuur in stand. Hy laat elke dingetjie beweeg, al die planete, al die sterre, die son, die maan, alles is daar gesit vir sy heerlikheid. En elke dingetjie wat beweeg en laat die Here so gebeur soos dit moet. Want hy hou dit in stand. Sy hand is daaroor. Nou as die Here die hele heelal in stand hou, kind van God, hou moed, want die Here hou jou lewe in stand. Probleme gaan kom. Ons gaan nie altyd dit net maklik hê. Maar die Here stap saam met jou.
Hierdie laaste 3 jaar kan ek getuig van hoe die Here my gedra het. In 2024, toe kom neem die Here my pa. 2025, toe kom neem hy my ma. En 2026, toe sterf my vrou. Sit ek op 'n hoopie en vergaan? Nee. Is daar wat ek hartseer is? Wat ek gebed nodig het? Wat ek vir mense sê, bid vir my, dit gaan bietjie swaar, ja. Maar God hou my in stand. Elke dag kan ek opstaan en kan ek voortgaan, want die Here is in beheer. En hy los my nie, en ek weet my lewe is in sy hande. Storms gaan kom, probleme gaan kom. Jy gaan deur swaar gaan. Dis die lewe. En baie keer beland jy in situasies en omstandighede wat dit moeilik is. En die res van die wêreld kan dalk eers verstaan waardeur jy gaan. Maar kind van God, hou moed. Want die situasie waarin jy jou bevind, God is met jou. En hy sien jou raak. En hy sien jou omstandigheid raak. En hy sal vir jou in stand hou. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Dinge gaan nie altyd maklik nie. Maar die Here hou ons in stand. Soos wat hy die hele skepping en die natuur in stand hou die Here jou in stand. Want hy is God. En daarom is sy werke in jou lewe sigbaar. En kan die res van die wêreld sien, daar stap 'n kind van God. Want God skyn uit jou. Of die wêreld van nou kom sê of God bestaan of nie, hulle kan hom sien. Al erken hulle dit nie. 1 Timoteus 1:17. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Aan hom behoort al die eer, want hy is God. Hy is die grootste skepper God. En hoe wonderlik is dit om te weet, ek behoort aan God. Nie omdat ek so wonderlik en oulik was nie, o nee, kyk. Daai wat Paulus sê in Engels, sê dit so mooi wat Paulus sê, I'm the chief of sinners. Dan sê ek altyd nie, maar Paulus het nog nie van my geken nie. Dan partykeer wonder ek, Here, hoe het U ooit by my kom stilstaan? Here, hoe het U ooit my kom red? Ek verdien dit nie. Ek het so baie tekortkominge en foute en ek het so baie dinge aangejaag in my lewe, Here. Maar jy weet wat die genade van die Here is nooit te min nie. Is altyd genoeg. Amen. En daar waar jy is, sal die Here jou ontmoet en hy sal jou daarvan uithaal. Glo jy dit? Amen. Die Here is lief vir u, kind van God. Jy wat nog nie kind van God is nie, die Here is lief vir jou ook. En die wat sê hulle glo nie in God nie, wel God sien jou raak en hy weet van jou. Of jy nou wil sê hy bestaan nie, hy bestaan. En hy staan daar en roep na jou. En op 'n dag gaan die stem van die Heilige Gees in jou weer klink. En dan het jy 'n keuse, of jy gaan Jesus Christus aanvaar of jy gaan hom verwerp. Verwerp jy Jesus, moet jy maar net weet daar's vir gevolge. Aanvaar jy hom, kry jy die lewe. Hebreërs 11:3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. God het alles wat hy gemaak het geskape na sy beeld, vir sy heerlikheid, vir sy glorie, vir sy eer. Hy het die wêreld gemaak. Hy het alles daar geplaas vir sy eer. En het ons as mens in beheer gesit van sy skepping. Dan dink ek, Here, hoe groot is u liefde? Ons as mense wat so feilbaar is, maar hy het ons in beheer van u skepping geplaas. Wat 'n groot God het ons nie. Maar wat doen ons as mense met sy skepping? Psalm 19:2-7. Die hemel vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Dit is altyd so mooi as jy by 'n plek kom waar nie stad se liggies is nie. Jy laat jy so in die veld is en dan kyk jy so op. O, daar's honderde sterre. Daai tyd het ek en my neefie daar in Switserland toe gaan toer ons so 'n bietjie daar tussen die Alpe. Dit was so 'n dagtrip gewees.
toe stap ons in die berge in, toe slaap ons die aand daar in die berge en die volgende dag stap ons by die berg af, so klein dorpie daar so, ek dink dit was Elim, was die dorpie se naam. En toe klim ons daar weer op die bus en toe ry ons weer terug, toe kry ons weer die trein. Daai aand, daar so in die Alpe, toe ons so opkyk, dit is die meeste sterre wat ek nog in my lewe gesien het. En dan besef jy net, hoe groot is God? Hoe klein is ons as mense in hierdie grote heelal? In hierdie fantastiese grote heelal wat God geskaap het. Die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit. En die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daar 'n tent gemaak en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes van daarvan. En niks is verborge vir sy hitte nie. Die hele skepping getuig van God se glorie. Kan jy getuig van God se glorie in jou lewe? Johannes 1:18 sê, niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Jesus Christus het vir ons kom verklaar van God en wie hy is. En in Jesus Christus het die volheid van God na vore gekom. Maar dan kom hierdie waarskuwing in Kolossense. Luister mooi, Kolossense 2:9 gee vir ons 'n waarskuwing. Pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeertes en nietige misleiding nie. En dit is wat ons samelewing vandag wil doen. Hulle gaan vir jou allerlei storieetjies vertel. Hulle gaan vir jou vertel hoekom God nie werklik is nie. Hulle gaan vir jou vertel dat Jesus nie werklik is nie. Hulle gaan vir jou kom wetenskaplike storieetjies vertel en Big Bang en aliens en weet nie wat alles nie. Net sodat jy nie in God moet glo nie. Moenie weggevoer word deur hulle leuns nie. Die hartseer ding is, daar was al mense wat studeer het om predikante te word. En toe word hulle deur mekaar met hierdie evolusie leer en toe raak hulle ateïste. Want hulle is weggevoer. Hulle het geval vir die wêreld. Meeste van julle weet wie Darwin is. Want hy sê van die groot mense wat die evolusie leer mos aan begin het. Hy het begin as 'n predikant. En waar het hy opgeëindig? Dis hoekom die woord van God vir ons sê, moenie mislei word nie. Moenie dink jy is sterk genoeg dat jy dit op jou eie kan doen nie. Hou vas aan Jesus Christus en die Heilige Gees. Want slegs deur die krag van die Heilige Gees en Jesus Christus in jou lewe kan jy volhard. En kan jy staande bly en gaan jy nie mislei word nie. Maar as jy nie in Christus is nie, en as jy nie die Heilige Gees het wat jou lei nie, gaan die wêreld jou mislei. Hulle gaan vir jou alle fabels kom vertel, alle storieetjies vertel, om jou weg te lei van God, om jou weg te lei van die waarheid. Moenie mislei word nie. Volgens die oorlewering van die mense gaan hulle vir jou storieetjies vertel, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die goddelike liggaam. Om God te ken en 'n verhouding met hom te hê. Die wêreld wil jou mislei, moenie mislei word deur die wêreld nie. So mense vir jou sê dat Jesus Christus bestaan nie, dan kan jy vir hulle sê maar hy doen. En die bewyse en die getuienisse is reg rondom ons. Daai een man wat tot bekering gekom het, wat ook 'n groot ateïs was, na die tyd toe sê, daar's meer bewyse vir die Christelike geloof, as wat daar nie bewyse is nie. En dit het toe op die ou ende toe sê hy, dit gaan meer geloof kos om nie in God te glo nie, as om te glo. Want die bewyse vir Jesus Christus is reg rondom ons. Dis oral. En selfs buite Bybelse bronne bewys dat Jesus Christus bestaan het. As jy in die antieke tyd gaan kyk, was daar oor 25 tot 30 mense wat getuig het en geskryf het van Jesus Christus. En dit sluit in Romeinse geleerdes,
Joodse geleerdes, geskiedkundiges. Daar's weet nie hoeveel duisende eksemplare van die eerste Nuwe Testament wat hulle gevind het. En dit alles binne 'n kwessie van 'n paar jaar, 30, 40 jaar. Hulle gekyk hier na die moslim geloof, die Koran byvoorbeeld. Hulle het die Koran eers geskryf, ek dink omtrent 200-300 jaar na Mohammed. En dit alles weerspreek mekaar. In daai tyd was al reeds 5 verskillende weergawes, wat nie een dieselfde is soos die ander, wat heeltemal mekaar weerspreek. Want is nie die waarheid nie. Maar die woord van God is die waarheid, want die getuienis is daar, en die bewyse is daar, en God gee vir ons daai bewyse en eienskappe, wat ons in sy woord kan sien, in die natuur kan sien, die mense wat getuig. Jy moet net jou oë oopmaak en wil sien. Toe Jesus Christus uit die dood opgestaan het oor 500 mense hom gesien. Nou, wie weet hoe werk die hof? As jy na die hof toe gaan en jy 2 getuies wat 'n ding gesien gebeur het, dan staan daai sterk baie saak, want hulle 2 getuies. As al 3 getuienis is 'n saak baie sterk. Kom ons sê jy gaan hof toe met 5 getuies, ooggetuies. Dan kan jy amper weet daai saak gaan deurgaan, want 5 ooggetuies is 500 het Jesus gesien. Nou wil die mense kom en sê, ja, maar hulle was gehipnotiseer. Daar's 'n professor wat gepraat het oor die storie, toe sê, gaan probeer jy bietjie 500 mense hipnotiseer. Laat almal presies dieselfde ding sê. Dit werk nie. Dit kan nie gebeur nie. Dit is, soos hy in sy woorde gesê het, dit gaan amper 'n groter wonderwerk wees as die opstanding. Want Christus het opgestaan, en almal het hom gesien. Die bewyse is daar. Ons het nie net 'n fabel nie, ons aanbid 'n lewendige God. Jesus Christus lewe. Jesus Christus is die werklikheid. En of jy dit wil weet of glo of nie, dis jou saak, maar die waarheid is Christus leef. Sy bewyse is reg rondom ons. Sy heerlikheid is reg rondom ons. Jeremia 9 vers 23 tot 24. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Dit gaan oor Jesus Christus. Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is wat Jesus gebid het vir sy disippels. Nou is die vraag, ken u vir God? Kan u so sê, soos wat Jesus hier gebid het, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken? Ken jy Jesus Christus? Ken jy God? Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek ook sy dood gelykvormig word. Ken jy Jesus? En van wat hierdie vers sê, word aan gelykvormig aan sy dood, is jy al gelykvormig aan Jesus se dood? My gunsteling vers wat ek al baie gesê het, Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer, maar Christus leef in my. Is jy al gekruisig vir jouself? Het jy gelykvormig aan sy dood geword? Want dan gaan jy die Here ervaar op 'n manier wat jy nie gaan besef nie. Wil jy God leer ken? Wil jy God sien? Dit is die beste manier om te begin. Sterf vir jouself. Sterf vir jou eie gedagtes en jou eie wyshede. Sterf vir jou eie idees. Sterf vir hierdie wêreld en die misleiding van hierdie wêreld. Want dan gaan God 'n realiteit begin word, want Jesus Christus leef nou in jou, en nou gaan hy oorneem, en die Heilige Gees gaan in jou begin leef, en as jy weet en sê, maar die Here is reg rondom my. Ek kan hom sien en ervaar in my lewe. Want hy het 'n werklikheid vir jou geword. Want jy het aan die einde van jouself gekom. Jy word nie meer mislei deur hierdie wêreld nie.
Jy sal nooit weer dieselfde wees as Christus jou aangeraak het nie. Dan sal jy God ervaar soos nog nooit tevore en hom leer ken op 'n baie intieme manier. Die Here sê nie verniet dat ons is sy kinders, na wie ons uitroep Abba Vader. Want hy is ons Abba Vader. Jeremia 24:7 sê, en ek sal hulle 'n hart gee om my te ken, dat ek die Here is, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. Ja, maar pastoor praat daai vers nie nou van die volk nie. Hy sê dan dat die volk, hulle sal vir my volk wees, hy praat ons daar van Israel. Kyk hoe saam met my na Petrus, wat Jesus en Petrus. 1 Petrus 2 vers 9 tot 10. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Deur Jesus Christus is ons deel van sy volk, is ons sy kinders. Is jy deel van God se volk? Is jy deel van God se kinders? Het jy gesterf vir hierdie wêreld? Leef jy vir Christus? Want jy weet net, dan sien jy die grootste wonder van alles. Jy kyk hier na hierdie heelal en jy kyk na alles wat so wonderlik en so groot en so mooi is. Dan is daar een groot geheimenis. Iets wat ek nooit sou kan verstaan nie. Dat hy wat God is, aan 'n kruis kom hang vir jou. Dat hy wat alles gemaak het, aan 'n kruis kom sterf sodat jy kan leef. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis so lief God jou gehad het. Dis so lief God jou het. En sy werke is reg rondom ons te sien. Die Here kom klop aan jou deur. Hy kom klop aan jou hart se deur en hy vra, wil jy my nie inlaat nie? Vir die van ons wat al reeds die Here dien en sê, Here, dankie vir die genade. Maar Here, hou my getrou. Hou my trou, Here Jesus. Hou my naby U. En dan bid ek weer eens soos wat Dawid gebid het. Toets en deurgrond my oog. Ken my en kyk of daar by my 'n weg van smart is, Here. Hou my naby U en as ek verkeerd gaan, Here, waarsku my. Leer my, vermaan my waar verkeerd is, maar hou my op die regte pad, Here. Dat ek tot eind uit vir U kan lewe. Die wat nog nie die Here aangeneem het of ken nie, of nog nie 'n persoonlike verhouding met hom het nie, die Here wag vir jou. Dit is nooit te laat om 'n verhouding met hom te begin nie. Hy's reg rondom ons sigbaar. Maak net jou oë oop en jy sal hom sien. En hy sal vir jou meer word as net 'n God. Want dan word hy jou Vader, jou hemelse Vader, wat jou omhels en jou vashou, en wat saam met jou die pad stap. En tot die dag wat jy die doodsjordaal oorsteek, sal die Here met jou wees. Want dit is die belofte wat Jesus Christus ons gegee het. Hy sal met ons bly tot aan die einde. Kom ons lê die oor en bid ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Ja, Here Jesus, U werke en U tekens en alles van U is reg rondom ons te sien en sigbaar. Ons kan die werke in die natuur aanskou. Ons kan die werke in ons lewens aanskou. En die grootste werk wat U gedoen het, is op Golgotha. Aan die wrede kruishout wat U ons vrygekoop het. Maar Here, dankie dat ons weet U die dood en die hel oorwin en U lewe. U sit aan die regterhand van God. En U gaan eendag terugkom om U kinders te kom haal. En dankie dat ons kan uitkyk vir daai dag. En soos wat ons met U wandel en U ervaar elke dag, vra ons, Here, help ons dat ons sal volhard. Help ons dat ons sal vashou. Dat ons eindtyd sal stry.
Ek wil bid vir die wat U nog nie ken, Here, dat U in hulle harte sal werk, dat U hulle siele sal red, dat U hulle oë sal oopmaak, dat hulle U sal raak sien. Vir die wat kom en vra, maar waar is jou God? Maak hulle oop, dat hulle God sal raak sien. Ons bid vir hulle, Here, dat U Uself aan hulle sal openbaar. Ja, Here, dankie dat ons kan weet, U is met ons, U is 'n werklikheid. En dankie vir die kosbare genade, wat deel geword het van my lewe, en so baie ander. Help ons dat ons as broers en susters mekaar sal versterk en sal aanmoedig om eintlik te stry en aan U vas te hou. Dankie, Here Jesus, aan U kom toe al die eer en al die lof en al die prys. Amen en amen. Nou gaan ons sing.